Dit is vandag Vrydag 27 Maart. Baie welkom by hierdie luistermeditasie. Die gedeelte in die Bybel waarby ons vandag gaan stilstaan, is Johannes 11 vers 1 tot 44. Ons gaan net 'n paar grepe vanuit hierdie teksgedeelte lees. En ons gaan dit lees uit die 83 vertaling. Ek nooi jou vandag opnuut uit om daar waar jy is 'n paar keer lekker diep asem te haal, om tot rus te kom en wanneer jy gereed is, jou oë toe te maak. In lydenstyd reis ons deur die wildernis, maar dit is ook 'n tuiskoms by God op 'n nuwe manier. Maak nie saak waar jy jouself vandag bevind nie. Draai jouself na God en raak bewus daarvan dat niks jou kan skei van sy liefde nie. Here God, ons is op die vooraand van die groot lydensweek en ek kom sit vandag met 'n oop hart voor U, rou, broos, honger, diep bewus van dit waarin ek so verknog geraak het, dat oorgenoeg steeds soms vir my voel soos te min. Gees van God, kom leer my wat dit werklik beteken om ligter te leef, om minder vas te klou en die wonderwerk van die lewe opnuut elke dag te ontdek. Maak my oë oop vir U teenwoordigheid in die alledaagse. Johannes 11 vers 1. 'n man met die naam Lazarus was siek. Hy was van Betanië, die dorp waar Maria en haar suster Martha gewoon het. Maria was die vrou wat met reukolie die Here gesalf en sy voete met haar hare afgedroog het. Dit was haar broer Lazarus wat siek was. Die susters het iemand na Jesus toe gestuur om te sê: Here, hy vir wie U lief is siek. Jesus het vir Martha en haar suster en Lazarus liefgehad. Nadat hy gehoor het dat Lazarus siek is, het hy egter nog 2 dae op die plek gebly waar hy was. Eers daarna het hy vir sy disippels gesê: Kom ons gaan terug na Judea toe. Vers 16. Thomas, wat ook Didimus genoem is, sê toe vir die ander disippels: Kom ons gaan ook, sodat ons saam met hom kan sterwe. Toe Jesus daar kom, het hy gevind dat Lazarus al 4 dae in die graf was. Martha sê toe vir Jesus: Here, as U hier was, sou my broer nie gesterwe het nie. Maar selfs nou weet ek, dat God U alles sal gee, wat U van hom vra. Jesus sê toe vir haar: Jou broer sal uit die dood opstaan. Maar Martha sê vir hom: Ek weet hy sal met die opstanding op die laaste dag uit die dood opstaan. Toe sê Jesus vir haar: Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al sterwe hy ook. Vers 34. Jesus vra vir hulle: Waar het julle hom begrawe? Party van hulle het gesê: Kon hy wat die oë van die blinde man genees het, nie ook gemaak het dat hierdie man nie sterwe nie? Jesus se gemoed het weer vol geskiet toe hy by die graf kom. Dit was 'n rotsgraf en daar was 'n klip voor die ingang gerol. Jesus sê toe: Rol die klip weg. Jesus het met 'n harde stem geroep: Lazarus, kom uit. Die oorledene het uitgekom. Wat het jy vandag gehoor in hierdie verhaal van Jesus en sy disippels, van Lazarus, Martha en Maria? Watter woord of gedagte het met jou gepraat?
Na Jesus die tyding gekry het dat Lazarus siek is, het hy nog 2 dae lank gebly op die plek waar hy was. Dit klink of Jesus doelbewus gekies het vir hierdie pad. Die wonderwerker van Nasaret vat sy volgelinge op 'n reis van ontdekking binne die groot realiteite van die lewe. Hierdie keer beskerm hy nie sy geliefdes teen die werklikheid van die dood nie. Miskien het hy vir 2 dae lank daar gebly om ook homself daaraan te herinner. Toe hy uiteindelik in Betanië aankom, het albei susters gehuil. As hy hier was, Jesus, sou ons broer nie gesterf het nie. Maar hy sou, want ons almal doen. Dit is die een ding waarvan ons kan seker wees. En ek dink dit is morbied om hieroor na te dink nie. Allerminst, dis eintlik bevrydend. Dis dalk die vreemde soort vryheid wat Jesus hier vir sy volgelinge en vir ons leer. Bevry om hierdie een lewe te sien vir die geskenk wat dit is. En tog, hoe wens ons God wil die dodelike kankers net finaal kom vernietig. Die koels afweer, die motor se wiele veilig lei sodat die ongeluk vermy kan word. Ek dink diep in ons hoop ons dat ons lewe soos 'n albaster veilig sal bly in sy baan en af sal rol sonder om van koers af te wyk. Maar hier wys Jesus vir ons 'n ander pad. Hy nooi ons om oop te wees vir sy intieme, versorgende teenwoordigheid midde in al ons beproewings en lyding en ook die dood. Want juis die dood het ook nie die laaste sê nie. Die genade van God is nie 'n skild wat ons teen alle kwaad en duisternis beskerm nie. Dit is 'n krag wat alles kom verander, wat ons oë verhelder en ons harte nuut maak, sodat ons kan sien hoe die lydende Christus tree vir tree op hierdie aarde saam met ons stap. Watter rol speel jou bewustheid van jou sterflikheid in jou reis saam met God? Ons lees in vers 37 dat 'n onbekende persoon die vraag vra, kon hy wat die oë van die blinde man oopgemaak het, nie gekeer het dat Lazarus nie sterf nie. Nee, selfs die Seun van God kies om nie sy geliefde vriend van dood en lyding te red nie. Wanneer Maria hom konfronteer, het hy niks om te sê nie. Hy huil, sy hart is stikkend, sy gemoed het vol geskiet. Hy staan saam met die bedroefdes in hul verdriet. Dit is die wêreld waarin Jesus gekies het om heen te kom. En dit is waarom hy mens geword het. Die lewenswysheid wat Jesus ons kom leer, word nie gebore uit noue ontkomings nie, maar in verwoestende mislukkings. Sonder wonde is daar niks om te genees nie. My en jou redding gebeur nie langs die kruis nie, maar op die kruis. Thomas sê in hierdie verhaal, laat ons gaan en saam met Jesus sterf. Laat God jou lei deur die skaduryke vallei, daar waar verlies jou in die oë kyk, op daardie plek waar dit heeltemal te laat is, daar waar tyd nie meer teruggedraai kan word nie. Juis dan eers, verslaan en hulpeloos, sonder verskoning of uitweg, heeltemal toegedraai in die doeke van die dood, kan ons die helder, hoopvolle roepstem van God hoor. Staan op, kom uit, kom uit. Wat het vandag in jou hart beweeg tydens hierdie meditasie? Praat met die Here daaroor.
sal U my dra, o God van tree en tye. Sal U my kom lei, o Heer, my skree, my sweye. Dit roep dat U sal bly, o bly in my verdwaaldheid, my honger en my nood, en bring U lewensbrood. O God van lig en lewe, sal U my leegheid vul, ek dors na U groot vrede. Kom maak my storm stil, want U ken al my skadu's, my twyfel, al my vrae. Sal U my nooit verlaat nie, o Heer, sal U my dra. Amen.